Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 9de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê ANC sukkel om 20 miljoen rand aan salarisse uit te betaal. Nuushooftrekke vir vandag: ANC vaar swak in Gauteng en KwaZulu-Natal. ANC sukkel om 20 miljoen rand aan salarisse te betaal. Verskeie mense dood in 'n ongeluk by Loetswil. Plumtree gaan die leisels by die Harie gouer oorhandig. Cheetah speel die naweek teen Stade Francis. Gary Kirsten gaan die Namibiese cricketspan bystaan as 'n konsultant. Die ANC sukkel die laaste ruk om sy werkers se salarisse betyds te betaal. Sommige werkers wag nog op hulle November salarisse en anders self ook langer. Werkers van die ANC het gisteroggend voor die Birchwood Hotel in Boksburg betoog, waar die party sy 5de hoofraadsvergadering gehou het. 'n Groep betogers het by een van die ingangshekke van die hotel betoog, waar die vergadering gehou word. Een se plakkaat het gelei dat die gesinne vernietig word as salarisse nie aan hulle oorbetaal word nie. Nombuso Mambata, voorsitter van die personeelvereniging by Letoile en Sisulu huis, sê sommige personeellede van die ANC wag al sedert Augustus op van hulle salarisse. Fikile Mbalula, sekretaris-generaal van die ANC, het Sondag gesê salarisse word betaal, hoewel bestuurslede soos hy nog op hulle betaling sal wag terwille van gewone werkers. Salarisse word in groepe oorbetaal. Volgens Mbalula is die ANC se salarisrekening 20 miljoen rand per maand. Dit is veel meer as die van ander partye, omdat die ANC baie groter is as ander partye, het hy in die media gesê. Mbalula blabeer die wet op finansiering van politieke partye vir die party se benarde finansiële situasie, omdat skenkers net een keer mag skenk. Volgens hom gee hulle aandag aan hierdie situasie. Ons werk hard daaraan om die probleem op te los deur middel van ons intensiewe geldinsameling, sodat ons kan verseker dat ons personeelrekening betaal word, het Mbalula gesê. Hy sê die wanbetaling van sy werkers is nie goed vir die ANC se beeld nie. Die ANC sal moet aanpas as hy nie wil sterf nie. Dit was gister die waarskuwing wat president Cyril Ramaphosa aan sy party gerig het op die eerste dag van die ANC se 5de hoofraadvergadering. Hy het veral in Gauteng en KwaZulu-Natal swak gevaar, het hy gesê. Volgens Mbalula het dit 'n lang aanloop gehad en die steun het nie skielik verswak nie. Hy en Ramaphosa het verskeie redes vir hierdie swak vertoning aangevoer. Doen die ANC dit nie, is die einde volgens Ramaphosa op hande. Hernuwing vereis dat ons die organisatoriese kultuur en tradisies van die ANC moet herbevestig. Dis 'n beweging wat tussen die mense gevestig is en hulle belange, kommer en aspirasies verwoord. Ons moet beslissend teen korrupsie en onaanvaarbare gedrag optree, het Ramaphosa gesê. ANC-kaders moet militant en beginselvas wees. Die ANC moet ook soek na nuwe lede van gehalte. Hulle moet verantwoordbaar wees, voldoen aan leierskaps en verwagtinge en hulle werk moet geëvalueer kan word. Die lidmaatskap is hersien om seker te maak die ANC lok lede wat gewillig is om die mense van Suid-Afrika te dien en nie net hulle self nie. Daar is nie meer plek vir korruptes en misdadigers in die ANC, het Ramaphosa aan almal gesê. Laat ons bekend staan vir uitnemendheid, etiek, nederigheid en bekwaamheid. Volgens Ramaphosa het die ANC in verlede jaar se verkiesing nie sy normale deur-tot-deur steenwerwing gedoen nie en dit het onduur te staan gekom. By elke historiese kruispaad het die ANC vermoë gehad om homself te hernie. Die ANC sal nie die land kan transformeer as hy homself nie transformeer nie. Die stryd teen misdaad en korrupsie bly ook van die grootste belange. Europese leiers het gister hulle steun vir die Oekraïense leier, president Volodymyr Zelensky in Londen uitgespreek, maar gelyktydig hulle twyfel uitgespreek oor die jongste Amerikaanse voorstel om 'n einde te maak aan die oorlog met Rusland. Die beraad volg na dae van onderhandelinge tussen Oekraïne en Amerikaanse amptenare in Miami, Florida, wat sonder noemenswaardige deurbrake geëindig het. Amerika se voorstel, saamgestel deur president Donald Trump en sy span, behels onder meer dat Oekraïne grondgebied aan Rusland moet afstaan in ruil vir veiligheidswaarborge. Die plan word egter deur talle Europese leiers as te gunstig vir Rusland beskou en meningsverskille oor hierdie aard van die waarborge bly steeds onopgelos. Macron het benadruk dat die grootste uitdaging is om Europa en Oekraïne se belange gelyk met die van die VSA te kry. Volgens Stamer lê die laaste woord by Oekraïne en gaan hy nie druk uitoefen om 'n onregverdige ooreenkoms op Zelensky af te dwing nie.
Trump het vroeër sy ontevredenheid uitgespreek dat Zelensky steeds nie Amerika sy gedetailleerde plan wel gelees het nie. Die diplomatieke geskille tussen Japan en China die naweek verdiep nadat Chinese vegvliegtuie daarvan beskuldig is dat hulle radar gerig het op Japanese vegvliegtuie naby die eiland Okinawa. Die beweerde voorval het suidoos van Okinawa plaasgevind. Volgens die departement het Chinese J-15 vegvliegtuie van die vliegdekskip Saterdag hulle radar 2 keer op Japanese F-15 vegvliegtuie gerig. Visuele bevestiging is nie moontlik nie weens die afstand, so sê die departement. Wanneer 'n vegvliegtuig sy radar op 'n ander rig, kan dit dui op potensiële aanval wat die getekende vliegtuig tot ontwykende optrede sal dwing. Sanjiro Koizumi, Japanese minister van verdediging, sê die voorval is gevaarlik en uiters betredenswaardig. Volgens China is Japanse beweringe heeltemal teenstrydig met die ware feite en sy vliegdekskip is eerder kwaadwillig agtervolg en getuister, het die Chinese regering gesê. 'n Tragedie het om Sondagmiddag op die R362 tussen Loetsville Wes en Ebenezer afgespeel toe 'n botsing tussen 3 voertuie 7 lewens geëis het, insluitende die van 'n 2-jarige seun. Lydensberigte het 'n Toyota Avanza teen die sleepwa van 'n minibus taxi gebots voordat dit reg van voor teen 'n Ford Ranger bakkie vasgejaag het. 6 passasiers, insluitende die 2-jarige seun, is op die toneel doodverklaar. 5 ander slagoffers is na mediese inrigting geneem, waar een aan sy beserings ook beswyk het. Niemand is nog in hegtenis geneem nie en die omstandighede van die voorval word tans ondersoek. Die pad was teen 2200 uur weer vir verkeer oopgestel. Terwyl die regering sy rol speel, beklemtoon die tragedie die werklikhede dat padveiligheid uiteindelik 'n gedeelte verantwoordelikheid is wat afhang van elke individu wat agter die stuurwiel inskuif. Hierdie feestyd en elke dag is ons van mekaar afhanklik om op die paai aan die lewe te bly. Wanneer jy bestuur, hou jy nie net jou eie lewe in jou hande nie, maar ook die lewe van jou passasiers en ander padgebruikers en hulle familie in. Gehoorsaam die padreëls, rus wanneer jy moeg is, gaan jou voertuig na voordat jy die paaie aandurf en moenie onder die invloed van drankbestuur is gesê. Die saak van intimidasie teen Gordon Hill Lewis, burgemeester van die Kaapstadse Metro, kom in Januarie weer in die Landdroshof van Bishop Lywes voor, nadat gister weer eens uitgestel is. Dit volg na 'n voorval in Maart, toe Hill Lewis na bewering op 'n intimiderende en dreigende wyse met die klaarnaam by sy huis in Edgemead gepraat het oor 'n werkswinkel wat glo onwettig op 'n private wooneiendom bedryf word om motors te herstel. Die klaar is 'n buurman van Hill Lewis se skoonma. Volgens die klaar het Hill Lewis sy mag misbruik deur sy politieke invloed en regstreekse toegang tot die wetstoepassers te gebruik om wraak op hom te neem. Volgens hom is wetstoepassingsbeamptes by 4 afsonderlike geleenthede na sy woonplek aangestuur. Verder word die klaar daarvan beskuldig dat hy nie heeltemal eerlik is in 'n boodskap wat hy gestuur het nie. U oneerlikheid is u keuse, maar die bedrywighede se grondgebruikersooreenkoms en die Metroraad sal dit deur die gepaste prosesse hanteer, skryf Hill Lewis in sy e-pos. Die baal is amptelik aan die rol om nuwe lewe in die poskantoor te blaas deur dit te moderniseer as deel van 'n omvattende regryksstrategie. Die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie het 'n versoek van inligting van die sektore vir strategiese vennootskappe poskantore sedert Julie 2023 in sake redding, waar hy dit na verwagting binnekort sal tree. Solly Malatsi, minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, het begin November in die vraatyd in die nasionale vergadering gesê 'n proses is begin om 'n direksie vir die poskantoor aan te stel om te verseker daar is 'n leierskapstruktuur wanneer die sakeredders hulle aan 'n entiteit sal onttrek. Die rand het gister nog teen onder R17 teen die dollar geboer, ten spyte van die besluit deur die kredietgraderingsagentskap Moody's om Suid-Afrika se gradering onveranderd te laat. Daar is in sommige oorde verwag dat Moody's gaan nie die gradering verander nie, maar dat die vooruitsigte op die gradering van die stabiel tot positief verander gaan word. Die graderingsagentskap glo die gradering is ook toepaslik en toon die lae groeipotensiaal weens sy ou infrastruktuur, die swak arbeidsmark en ongelykhede in die samelewing. Bloomberg berig die verwagting dat die Fed se rentekoerse gaan verlaag, hoog die relatiewe aanloklikheid van geldeenhede waarin hoë opbrengste gelewer word, soos die rand. Die dollar het vroeër vanjaar sy swakste begin in die jaar sedert 1973 gehad. John Plumtree was Sondagmiddag vir oulaas aan die stuur van die HSE rugbyspan in die eerste ronde van die Europese Kampioenebeker, toe die KwaZulu-Natalers met 19 teenoor 56 punte teen Toulouse verloor het. Benewens hulle ongunstige afskop tot die Kampioenebeker kon die Durbanse franchise ook nie in 4 van hulle 6 wedstryde in die VRK gewen het nie. Die Haai het verlede week bevestig dat Plumtree, wat aanvanklik eers na afloop van die huidige seisoen sy rol sou verlaat het,
besluit om vroeër as verwag die leiersels oor te gee. JP Pietersen, voormalige Springbok-vleuel, is toe as 'n tussentuise breier aangestel. Pietersen se eerste teenstander sal Saracens Saterdag in Durban wees. Ek hoop hulle behaal groot sukses hierdie seisoen. Ek weet hulle stel hoë standaarde en beskik oor goeie spelers en dit is 'n voorreg om hier my tyd aan die stuur van die Haie af te sluit, het Plumtree in die media gesê. Louis Oosthuizen gaan van donderdag af op Royal Johannesburg se oosbaan poog om die wennerstrofee van die Alfred Daniel kampioenskap vir die 5de jaar in 'n ry op tuisbodem te behou. Die karismatiese Spanjaard Pablo Oyarzabal is die laaste internasionale speler wat hierdie toernooi kon gewen het. Dit was in 2019. Oosthuizen het na 12 onsuksesvolle pogings uiteindelik met sy 13de poging gewen. Swart sal die titel al 'n indrukwekkende 4 keer in 2004, 2012, 2013 en 2015 omhoog gehou. Die jong Aldrich Potgieter, wat vroeër vanjaar sy eerste PGA-toernooi, die Rocket Classic in Detroit, Michigan gewen het, sal 'n suksesvolle jaar op 'n hoogtepunt wil afsluit. Hierdie 20-jarige het verlede week tydens die Nedbank uitdagtoernooi by Sun City gesukkel, maar het hierdie talent om enige toernooi sy stempel te kan afdruk. Tristan Lawrence, wat ook nie op sy beste by Sun City was nie, maar vroeër vanjaar die Europese meesterstoernooi in Switserland gewen het, gaan jag maak op sy eerste titel. Christopher Ruiten van Noorwe, wat Sondag die Nedbank uitdagtoernooi gewen het, tel ook onder die deelnemers en het sal glad nie verbaas wees as sy naam teen Sondagmiddag weer onder die voorlopers by Royal Johannesburg gaan tel nie. Die Cheetahs kom Saterdag op hulle aangenome tuisveld, die Nasionale Rugby Sentrum Stadion in Amsterdam, Nederland, teen die Franse span Stade Francis te staan. Die Vrystaters het Sondag hulle openingswedstryd in die kompetisie met 12-42 punte teen die Exeter Chiefs op Sandy Park verloor. Exeter het 5-3 teenoor die een van die Cheetahs in die eerste helfte gaan druk. Exeter kon ook net een keer in die tweede helfte die Cheetahs se doellyn oorsteek. Frans Steyn, die oud Springbok, voel as hulle eerskomende naweek die uitvoering kan verbeter, meer balbesit kan bewerkstellig en die verdediging regryk, is daar nog 'n kans om hulle veldtog vir 'n plek in die ronde van 16 te kan lewend hou. Ons gaan die naweek moet 3 druk en seker maak ons wen met 'n bonuspunt as ons wil kwalifiseer vir die volgende ronde, het Steyn gesê. Cheetahs se afrigter was vol lof vir sy kaptein en hakker, Chucky van der Westhuizen. Die Suid-Afrikaner Gary Kirsten, wat diep spoor as 'n speler en afrigter getrap het, gaan Namibië se mans cricketspan as 'n konsultant bystaan. Kirsten, wat nou 58 jaar oud is, het Suid-Afrika tussen 1993 en 2004 in 101 toetse verteenwoordig, waarin hy 2289 lopies teen 'n gemiddelde van 45 aangeteken het. Hy het ook aan 185 eendagwedstryde vir Suid-Afrika uitgedraf. Daarbenewens het Kirsten ook spanne soos Pakistan se nasionale span, asook die Royal Challengers Bangalore, as 'n konsultant bygestaan. Dit is inderdaad 'n voorreg om saam met Cricket Namibië te werk. Ek is baie beïndruk met die toewyding en deursettingsvermoë wat daar is om 'n hoë prestasie cricketomgewing in hierdie land tot stand te bring, so sê Kirsten in sy verklaring. Namibië se nuwe cricketveld in die hoofstad Windhoek is in Oktober vanjaar ingewy met 'n T20 wedstryd tussen die tuisspan en Suid-Afrika. Namibië daardie dag met 4 paaltjies teen Suid-Afrika gewen. Hideki Matsuyama het Sondag vir die tweede keer in sy loopbaan die Hero World Challenge golftoernooi in die Bahamas gewen. Matsuyama en Norren het albei Sondag rondes van 64 houe gespeel, -8, maar Matsuyama se pyk naderhou met 'n 9 yster op die eerste uitspeelpytjie wat hom met 'n kort sethou vir 'n voeltjie gelaat het uiteindelik die deurslag gegee. Matsuyama en Norren het die laaste ronde 3 houe agter Sepp Straka van Oostenryk en 2 agter Scotty Scheffler van Amerika, die wêreld se voorste speler, begin. Straka het uiteindelik derde op -21 geëindig, terwyl Scheffler en JJ Spaun vanjaar die Amerikaanse ope kampioen gesamentlik 4de was. Oscar Piastri was naasbeste in die Abu Dhabi Grand Prix, waar hy agter Red Bull se Max Verstappen die geruite vlag gesien het. Dis egter Norris wat derde oor die eindstreep gejaag het, wat met sy podiumplek seker gemaak het dat hy die Nederlander nalskrap met 2 punte as 'n wêreldkampioen ontroon het. Dis 'n ongenadige sport, soms loop dinge in jou guns en ander kere nie. Ek is opgewonde dat ek volgende jaar weer by die 2 jaar die seisoen sal kan aandurf. McLaren het hulle 2 jaar die groen lig gegee om sake in die laaste wedren om die titel uit te spook, hoewel spanbevele te sprake gehou sou word, indien Piastri vir Norris moes plek maak het om Verstappen te verhoed om die titel te verower. Australië skaaf steeds die afgelope 4 jaar aan sy vermoë om in 'n oogwink die wedstrydplan op die veld aan te pas en die skaal in sy guns te swaai. Die Aussies het die eerste 2 van 5 toetse, albei op 'n drafstappie met 8 paaltjies gewen. Engeland het nou geen ander keuse as om die derde toets in Adelaide te wen as hulle die reeks steeds lewend wil hou nie. Die Engelse kon sleg 2 uit hulle laaste 17 toetse in Australië gewen het.
Marlon Slabeskagni het die vennootskap van 75 lopies om die 9de paaltjie tussen die snelbowlers Stark Mitchell wat 77 gekry het en Scott Boland nie uit vir 21 in Australië se eerste golfbeer uitgewys as een van die sielkundige oomblikke wat die Aussies gehelp het om 511 lopies aan te teken en die roete na sege te plavei. Die eindste vennootskap het bygedra tot die tuisspan se voorsprong van 177 lopies na die Engelse slegs 334 in hulle eerste beurt kon aanteken. Die derde toets in hierdie reeks om die As begin volgende Woensdag, die 17de Desember op die Adelaide Oval. Suid-Afrika se sewe-span het die naweek vir 'n tweede agtereenvolgende jaar die toernooi in die moederstad gewen. MP Visser die kaptein en sy spanmaats het Argentinië Sondag met 21-19 verslaan. Snyman het gister by navraag gesê, hy hoop dat Sifiwe, Soye Zwape, Gino Cupido en Kiwa Norke, wat die Kaapstad toernooi weens beserings misgeloop het, gereed sal wees vir die volgende toernooi. Die Singapore toernooi word op 31 Januarie en 1 Februarie beslis, met die een in Perth wat 'n week daarna aan die beurt sal kom. Ons gaan beslis in hierdie seisoen 1 of 2 nuwe manne 'n kans gee, maar ons maak die tyd goedkoop deur sommer net kansse uit te deel nie. Dit moet op die oefenveld verdien word en die speler moet respek vir die ander spelers hê. Vir Snyman is dit 'n riem onder die hart dat Sekoye wat in Kaapstad sy blitsbok buiging gemaak het, hom so goed van sy taak gekwyp het. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2236, Polokwane 1831, Lephalale 2036, Mbombela 1834, Mahikeng 1832, Pretoria 1933, Johannesburg 1831, Ermelo 1329, Galagadi 2337, Gaborone 2135, Richards Bay 2032, Pietermaritzburg 1630, Durban 1931, Port St. John's 1823, Pongola 2039, Maputo 2238, Bethlehem 1328, Bloemfontein 1733, Alawal Noord 1534, Welkom 2033, Vryburg 2034, Kimberley 2236, Appington 1937, Prieska 2337, Springbok 1130, Karasburg 1634, Keetmanshoop 1936, Mariental 2236, Alexanderbaai 1521, Brandvlei 1433, Loederitsbaai 1632, Vredendal 1330, Kaapstad 1724, Sutherland 1226, George 1524, Jeffreys Bay 1527, Gebarra 1528, Graafreinet 1428, Kaapogillas 1622, De Aar 1534, Molteno 1030, Beaufort West 1730, Oos-London 16 en 24 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk as volg: die rand verhandel teen R16.97 teenoor Amerikaanse dollar, 'n Australiese dollar kos R11.27, 'n euro kos R19.77, die pond kos R22.61, die yen verhandel teen 11 sent, die prys van silwer per fyn ons is $58.33 Amerikaanse sent, platinum per fyn ons is $1,659, palladium kos $1,480, terwyl goud per fyn ons $4,211 kos, Brent olie per vat is $63.75 Amerikaanse sent. Ons gedagte vir die dag: goeie karaktereienskappe, praat soos 'n advokaat, analiseer soos 'n filosoof, neem waar soos 'n speurder, neem besluite soos 'n regter, skep soos 'n skilder, werk soos 'n ingenieur. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.